So goeiedag aan almal, ons is weer by ons volgende sessie en ons is nog steeds besig met Sondag 1 en vraag 1 en deel van die antwoord. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Toe het ons in die vorige sessie gepraat dat ek met my liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. So ek en Skalk gaan vandag praat oor die volgende deel van troos. En spesifiek, hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal. Skalk, ja, wat beteken dit vir jou? Ja, kom ons vat net gou aan dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Met sy kosbare bloed het hy het nie net vir my sondes betaal nie, maar hy het my gekoop. Weet jy, kom ek begin so daarmee en sê, vir myself maak ek dit so duidelik, dat die Here Jesus het in die winkel van mense, so tussen die rakke deurgeloop en gesê, hierdie een wil ek hê. En toe het hy my gekoop. Hy het betaal vir my. En hy het vrek duur betaal vir my. Hy het met sy lewe betaal vir my. Maar die punt is, hy het my gekies. Die katekismes wil altyd weer by jou self uitkom. Karl Barth skryf in 'n pragtige boekie, so 'n dun boekie wat hy in die 30er jare van die vorige eeu geskryf het, skryf hy die katekismes wil die hele tyd hê dat jy moet bely, hy wil die hele tyd by jou uitkom, hy wil die hele tyd jou antwoord hê, want dit is 'n belydenis voor die Here en voor die aarde en voor die mense van wie jy is. Goed, so dit gaan om my. Ek kan later bekommer oor die ander mense, ek moet my daaroor bekommer. Dis nie 'n uitsluiting, want dit kan nou baie weer eng raak en sê, dis nou persoonlike geloof, maar jy is toch deel van 'n groter geheel, maar ons moet dit verstaan die konteks van die Ons moet dit verstaan, die katekismes dit gaan hier oor jou belydenis. Dit sluit dit nie uit nie. Die katekismes is 'n dominee wat op huisbesoek is en by jou gaan sit en sê, Marius, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here Jesus? Nou moet jy nie begin praat oor ander ouens se verhouding met die Here Jesus nie. Nou is dit in die eerste plek vir 'n vraag wat direk vir jou gevra is. En dis wat die katekismes met my kom doen. Hy kom sê vir my, Skalk, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here Jesus? Waar staan jy met Jesus? En dan moet ek weet, en dan weet ek, weet jy, vir Jesus, ek kan nie veel oor myself sê nie, want ek is in sy hande, maar hy het my gekoop. Hy het my gekies. Hy het besluit hy wil my hê. Ek behoort aan hom, nie aan myself nie. Ek behoort nie aan die duiwel nie, ek behoort aan niemand anderster nie, ek behoort aan die Here. Weet jy, Marius, kom ek bring die ding tuis. Ek gaan nie te veel oor my eie lewe praat nie, maar toe die Here my roep om 'n Pakistan pastore op te lei, het die geheime polisie daar, die geheime diens my getaak. Ek weet nie, ek het 'n vermoede, maar ek wil nie daaroor praat nie. Hulle het my glad nie vertrou nie, glad nie. So hulle het my elke keer in 'n kamertjie gehad, elke keer wat ek daar aankom, onder kruisverhoor geneem, en dit was maar voortdurend 'n nagmerrie om eers by die lughawe verby te kom waar ek in die kamertjie sit en hulle met my besig is. En op 'n stadium het hulle my opgesluit ook. Hulle het my in 'n hotelkamer opgesluit, omdat hulle my wil deporteer, maar ek moet betaal vir die hotelkamer, so ek het betaal vir 'n baie eenvoudige, armoedige hotelletjie, want ek het nie veel geld gehad nie. En
maar dit is beklemmend. Ek is 'n bietjie van 'n klaustrofoob. Ek het 'n bietjie van 'n engtevrees, so as die mure my te erg vasdruk en ek maak die deur oop, dan druk 'n soldaat sy geweerloop onder my neus en sê vir my terug in die kamer. Jy weet, in die gedagte van my breinselle wat oor die plafon versprei is, het my nou nie aangestaan nie, dan druk ek maar weer die deur toe. Maar ek het die hele tyd vir myself gesê, ek behoort aan die Here. Hy het my gekoop. Julle ouens verstaan dit nie, julle weet dit nie, julle kan dit nie glo nie, maar ek behoort met liggaam en siel, behoort ek aan die Here. Hy het my gekies, hy het my geroep, hy het vir my betaal, hy gee vir my om. Ja. En dit is, wat is jou enigste troos? Hy het my gekoop. Maar kan ek met jou, hy sê ook iets verder, en Ja. dit is die hele ding, ok, ek is gekoop, maar kom ons kom by die koop, hy het ten volle vir al jou sondes betaal, Ja. ten volle. Ten volle. Ok, dis nou voor, né? Dis, jy gaan nog 'n klomp sondes doen. So, die moment daar is half te sê, ek kry iets gratis. So jy weet, die vraag is, hoe dit 'n impak dat ek ten volle betaal is, en die impak is net, kom ons praat net oor dit, ten volle vir my sonde betaal. Ja, kyk, die punt is, almal van ons het goed in ons lewe wat ons wens liewer nie so was nie. Wat ons wens ons liewer nie gesê het nie, liewer nie gedoen het nie. En selfs na ons verlossing, selfs nadat ons die Here Jesus aangeneem het, sukkel ons daarmee. Kyk, die katekismes, ek wil nou nie die katekismes vooruitloop nie, maar as hy vra, maar kan jy dan al hierdie goede nakom? Ja. Dan sê die Kan jy katekismes, sonder sonde leef? sê die katekismes, nee, want ek is geneig tot alle kwaad. Ek is geneig tot alle kwaad. Met ander woorde, hy het nie net vir my sondes, en dis wat die katekismes vir my wil sê, hy het nie net vir die sondes van my verlede betaal nie, hy het vir die sondes van my toekoms betaal. Hy het vir gister se sondes, vandag se sondes, en vir die res van my lewe se sondes het hy klaar betaal. Maar ons gaan ons nou later daarby kom, want die hele storie is, maak dit jou nou nie onverskillig nie, maar ons gaan nie daaroor betaal, maar dit kom ons nou, eintlik ons eerste sessie gaan oor sonde gaan, so ons gaan, ja, ek verstaan, ons gaan later 'n bietjie daaroor ons gaan daaroor praat. Nee, dit weet jy, mense is altyd bekommerd daaroor. Gaan ek dit maak? Ja, maar die punt is, Marius, as jy jou vrou liefhet, dan gaan jy nie lelike goed vir haar doen nie. As ons die Here Jesus lief, as ons weet hoe lief hy ons het, as ek weet ek behoort aan hom, dan maak dit nie van my, die feit dat hy vir my sondes van nou en môre en oormôre betaal het, maak nie dat ek dink, o ja, nou kan ek ewe vrolik gaan sonde doen nie, want hy het toch daarvoor betaal nie, dan het ek hom nie lief nie, dan verstaan ek nog nie dat ek aan hom behoort nie, dan verstaan ek nog nie dat my hande syne is nie, dan verstaan ek nog nie dat my voete syne is, dat my stem syne is nie, ek behoort met liggaam en siel, is ek nou die Here sinne. So as ek dit verstaan, dan weet ek dat wanneer my voet vashak en ek neerslaan, hy my gaan optel. Ja. So ons kom nou hier by 'n moment van 'n besef, want hierdie ding gebeur iewers met jou. Hierdie waarvan ons nou praat, is nie 'n kennis wat so hier's my probleem, ons is nou geleer, ons moet die goed leer. Moet dit leer, né? Ja. Maar ons praat nie van leer nie. Ons eintlik, as ons nou hierdie gesprek opneem en ons praat, dan praat ons en ons nooi mense uit en sê besoek daai oomblik. Ja. Ons vra eintlik vir mense, en dis nie 'n lekker plek nie. Ons praat nie oor 'n lekker plek nie, want jy wil nie op 'n plek wees waar jy so weerloos is nie. So ons praat nou hier, en die mense wat luister, julle sou in groepe kon gepraat het, waar was jy op so 'n moment in jou lewe? En wanneer gebeur, so weet, kom ons praat oor die momente van,
wanneer dit met ons gebeur? Ja, Marius, die ding is, jy het nou so 'n klomp goed gesê wat alles mooi is. Kom ek wil by een van hulle aansluit. Jy het gesê jy het gepraat oor die kennis. Dit gaan nie hier om intellektuele kennis nie. Kyk, kom ek verduidelik dit so. Ek kan hoofrekene doen. OK. Ek verbaas my soms dat mense, dat ek kan herinner, 'n sompompie uithaal en gou uitwerk wat 10% van die bedrag is, sodat ek vir haar 'n voetjie kan gee. Dan dink ek, my liewe hemelkind, skuif net die punt op die komma, dan het jy die antwoord. Dit is kennis wat ek het. Dit is goeie kennis wat ek het, maar dis nie kennis wat my lewe verander nie. Maak dit so 'n bietjie makliker. Ek hoef nie die hele tyd te sit en kou aan my wange terwyl ek probeer uitwerk wat 10% van die bedrag is nie. Dis kennis. Maar daar is ook 'n ander soort kennis. Daar is 'n soort kennis dat my vrou my liefhet. Daar is 'n soort kennis dat sy vir my regtig omgee. Daar is 'n soort kennis wat as ek daar uitstap, dink ek nie weer oor 10% nie. Maar as ek daar uitstap, dan wonder ek, het sy nou al gekry wat sy gaan soek het in die winkel? Want daar is iets anders. Dit gaan om 'n verhouding. Hierdie kennis is 'n verhouding. Om waarheid te sê, die Ou Testament, ek kon nooit as kind verstaan as ek nou lees, hy het haar beken en sy het swanger geword en so aan nie. Die Hebreëse woordjie daar is letterlik, hy het haar geken. Maar geken in die Bybelse tyd was om iemand intiem te ken, om gemeenskap met die persoon, om die persoon te ervaar en te beleef. En dit gaan, met antwoorde, dit gaan die hele tyd om 'n verhouding. Maar wat vir my uitstaan is dat dit nie gaan oor 'n kamertjie verhouding nie. Jy lewe jou lewe in hierdie wêreld waar goed met jou gebeur. En dis waar hierdie intieme kennis kom. Hierdie intieme kennis kom nie, jy weet, objektief nie. Dit kom waar die lewe met jou gebeur. En ek herinner nou aan die vorige, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hy sê dit omdat dinge moet hulle gebeur het. Ja. Hy sê omdat die lewe moet hulle gebeur het. So weer eens, weet, ons godsdiens gebeur in die realiteit van die lewe. En dis waar die troos lê. Ek weet, so ons moet die goed konnekteer met mekaar. Ons moet die goed uit mekaar uithaal en dink. Jy weet, ek ken God in 'n aparte vertrek en 'n kamer apart en weg van my omstandighede nie. Jy is heeltemal reg. Onthou nou, kyk, die katekismus is eintlik die boek van die oor die Heilige Gees. Al word die Heilige Gees nie die altyd genoem nie, gaan dit oor die goed wat die Heilige Gees in my bewerkstellig. Met ander woorde, die Gees van God woon in my. Die Gees van God is die Gees van gemeenskap. Die Gees van God is die Gees wat met sy een arm om my skouer staan en die ander arm om die Vader en die Seun en ons teen mekaar vasdruk, sodat ons aan mekaar behoort. Dit is wat Paulus bedoel met die gemeenskap van die Gees in 2 Korintiërs 13 vers 13, die Seun wat ons so goed ken, die gemeenskap. Hy is die een wat die band tussen Vader en Seun is. Hy is die een wat die band tussen my en die Here Jesus is. En waar is hy hierdie band? Hy is hierdie band wanneer ek in Woolworths rondloop. Hy is hierdie band wanneer ek op die roltrap ry. Hy is hierdie band wanneer ek in die motorkar ry en 'n ou hier voor my insny en ek vir hom wil kwaad word. Hy is hierdie band elke tree van my bestaan in hierdie wêreld. Daarom, jy weet, die katekismus het ons die eerste keer gesê, kom met die vraag nie, het jy troos nodig nie? Hy wil net vra, wat is jou enigste troos? Want hy weet, jolly goed, jy het heeltyd troos nodig, dit gaan nie so goed in die wêreld nie. Maar die hele tyd se troos is, ek behoort aan die Here Jesus, wat my gekies het, hy het my gekoop, hy het vir my betaal, ek is syne, met liggaam en siel behoort ek aan hom. Ja, en hierdie gedagte, as ons nou eindig daarmee, bring ons om nie net onsself, maar ons omgewing heeltemal anders te kan sien.
Ja. Verlig jou 'n bietjie van die spanning. So Skalk, ja, dankie. Ons gaan nog 'n bietjie nog steeds by vraag 1 by die volgende sessie bly. Ons moet nog by die duiwel uitkom. Hy van die heerskappy. Ja, hier's 52 Sondae, maar weer eens ons sê kom ons bly so 'n bietjie by hierdie eerste ene want hy's baie belangrik, maar ons gaan weer verder daaroor praat. Okay.